Welkom by Wat sê die woord, wat deel is van die rondom die woordbediening van die gemeenskapskerk in Oshakati. Ek is hier om jou vrae te beantwoord wat jy oor die Bybel het. En ons doel is baie duidelik, soos Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So as jy enige vrae het, vra gerus en ons beantwoord dit vanuit die woord van God. Ons weet dat daar dele in die Bybel is wat soms moeiliker is om te verklaar. Ons weet die Bybel is die woord van God, dit is duidelik, dit is genoegsaam, alles wat ons moet weet vir ons verlossing is daar, alles wat oor verlossing en om die Here te ken is duidelik. Maar dan is daar gedeeltes wat bietjie moeiliker is om te verklaar. En dit sien ons in Genesis 6. Ek lees daar uit die 53 vertaling. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. En dan lees ek in die 2020 vertaling en die 2020 vertaling is min of meer dieselfde as die 83 vertaling. Toe die mense meer begin word oor die hele aarde en daar dogters vir hulle gebore is, het die hemelwesens gesien dat die dogters van die mense mooi was. Hulle het toe vir hulle vroue geneem, wie hulle ook al verkies het. So daar sien julle al klaar 'n verskil in die vertaling. Die seuns van God in die 53 vertaling word vertaal met hemelwesens in die 2020 vertaling en in die 83 vertaling. En dan lees ons verder in die 2020 vertaling, vers 4, die reëse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde. Solank as wat die hemelwesens by die dogters van die mense ingegaan en vir hulle self kinders verwek het, daardie kinders was die helde uit die ou tyd, die beroemde manne. En dan die 53 vertaling se vers 4 sê, in die dae was die reëse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. So wat 'n vertaling is reg? Het die hemelwesens, in hierdie geval, gaan dit oor die gevalle engele, waarvan ons al die vorige tyd gehoor het, die gevalle engele, wat in opstand gekom het hulle aarde toe gekom en gesien het die dogters van die mens mooi was en gemeenskap met hulle gehad het en hulle het toe kinders verwek. Wel, dit is die een siening wat daar is. En dit is maar die siening wat meeste mense lees, want as hulle kyk, die vertaling, die seuns van God, in ander dele van die Bybel word daar ook verwys na, in Job 1 vers 6, en onder andere in hoofstuk 2 vers 1, word daar verwys na die engele as die seuns van God. Maar nou is my vraag, as die siening is dat dit verwys na bose engele, gaan hulle dan nog steeds seuns van God genoem word? En om net hierdie gedeelte te vat en te sê, okay, dit verwys definitief na die seuns van God, want Job verwys ook daarna, dink ek is 'n verkeerde manier om die Bybel te interpreteer. Wanneer ons Genesis 6 lees, vers 2 en vers 4, merk ons dat daar reeds reëse was. Die reëse was in daardie tyd en ook daarna op die aarde. So hulle was daar. Dit is nie 'n gevolg van die dade van vers 2 nie. So baie mense lees dit, dan sê hulle, okay, vers 2 het gebeur, engele het gemeenskap gehad met die mense dogters, en toe kom daar reëse. Maar dit is nie wat daar staan nie. Die reëse was reeds op aarde gewees, toe dit plaasgevind het. Die Bybel sê nie vir ons presies waar en wanneer die reëse ontstaan het, of hoe groot hulle was, hoe hulle gelyk het nie, en daarom sal dit net eintlik spekulasie van ons kant af wees as ons dit sou beantwoord het. Maar as ons gaan kyk na engele, Jesus self het in Matteus 22 vers 30 gesê, want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar soos engele van God in die hemel. So hy verwys na engele, na mense wat nie trou nie, wat nie hulle self uitgee in die huwelik nie. So ons weet, daar's een teks in die Bybel wat belangrik is, en dit is die konteks. So as ons na die konteks kyk van Genesis 6, dan is daar eintlik geen ander verwysing of sprake na engele nie.
Die konteks is die heeltyd die mens. En die konteks gaan al eintlik al van Genesis 3 af, waar God die mens gestraf het vir die sonde. En ons sien hoe dit 'n uitwerking, hoe die sonde 'n uitwerking gehad het op die nageslag van Adam en Eva. In Genesis 6 vers 3 staan daar, die Here het toe gesê, my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie, omdat hy ook vlees is. Sy lewensdae sal 120 jaar wees. So dit gaan nie oor die engele nie, dit gaan oor mens. As ons die wyeer konteks lees, en hulle praat van die seuns van God en die dogters van die mens. As ons die wyeer konteks lees, gaan dit oor die mens, nie oor engele nie. In Genesis 4 gaan dit voort om die vreeslike deurwerking van die sonde in die mens te beskryf. Kain wat sy broer Abel vermoor het. En hy's weg van die aangesig van die Here, Genesis 4 vers 6. En dit is eintlik tragies. En die kwaad het nog verder voortgegaan in die lewe van Lamech, sy seun. Lamech sê vir sy vroue, let wel, hy praat van vroue. God het vir Adam een vrou gegee, nee, maar Lamech het al klaar besluit hy gaan meer as een vrou wil hê. Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. So Kain se sondige daad van wraak word 70 maal erger in sy seun Lamech. So Lamech is dus die direkte Lamech is die direkte teenstelling van Christus. Christus het gesê, jy moet mekaar 7 maal 70 vergewe. Maar Lamech of Kain se sondige daad van wraak het 7 maal erger geraak in die lewe van Lamech. So Lamech wys eintlik vir ons die teenoorgestelde van wat dit beteken om 'n seun van God te wees. So Genesis 4 gaan oor die geslag van Kain, die geslag van Lamech, die bose geslag, die mens, die dogters van die mens. So wanneer hy praat van dogters van die mens, dan verwys hy na die ongelowige geslag. En die teenoorgestelde is waar. Want hulle praat van Set se nageslag. Genesis 4 vers 26 sê, toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En dit is die nageslag van Set. So in Genesis 5 word die verhaal nie verder vertel nie, daar word net 'n geslagsregister van mense gegee. En dan gaan die verhaal voort in Genesis 6. En hoe begin Genesis 6? Hy praat van die seuns van God en die dogters van die mens. Waar kom dan nou iewes skielik die idee in van engele? In die konteks maak dit glad nie sin nie. Die konteks leer vir ons dat daar 2 groepe is. Die ongelowige geslag van Kain en Lamech en die gelowige of die godsvreesende geslag van Set. So van wie praat Genesis 6? Genesis 6 praat van die seuns van God, die nageslag van Set, en die dogters van die mens, met ander woorde die goddelose nageslag van Kain of van Lamech. En hulle het met mekaar ondertrou. So die gelowige geslag het toe op die einde sonde gepleeg. En hulle het ongelowige vroue as hulle eggenote geneem. En die Here het dit gestraf. En die Here het gesê, toe hy dit sien, maar my gees sal nie vir altyd in die mens bly nie. En hy gaan net 120 jaar oud wees. So nêrens in hierdie gedeelte gaan dit oor engele nie. En ek dink, dit is 'n verkeerde vertaling van Genesis 20 en ook die 83 vertaling. Hulle het dit gaan interpreteer. Ek sê nie die vertalings oor die algemeen is verkeerd nie, ek sê hulle interpretasie van hierdie gedeelte. Die direkte vertaling, die 2020 vertaling, gee hulle self uit as 'n direkte vertaling. Hulle moes gebly het by 'n direkte vertaling en hulle moes daar gaan gesê het, in vers 2, het die seuns van God gesien dat die dogters van die mense mooi was. Hulle het wel 'n voetnoot bygesit wat sê die bronteks lei seuns van God, maar hulle moes dit daar gelos het. En laat ons dan ook die werk van die Gees dit self kan interpreteer. So het bose engele of engele oor die algemeen gemeenskap gehad, hulle het afgekom in die hemel uit en gemeenskap gehad met die dogters? Nee, engele kan nie. Engele het in elk geval nie 'n geslag nie. Engele is nie man of vrou nie, hulle is
dit. Engele is dit. Hulle is neutraal, hulle het nie 'n geslag nie, engele kan nie trou nie, en in die konteks van Genesis 6 lees ons glad niks van engele nie. Dit gaan oor die gelowige geslag van Set en die ongelowige geslag van Kain en Lamech. Set gaan oor die seuns van God en die dogters van die mens is die ongelowige geslag. So ek hoop dat hierdie gedeelte ook vir jou sin maak. Tot ons volgende keer weer gesels. Totsiens.